Ons hele lewe draai rondom verhoudinge. Ons verhouding met God, met myself, my huweliksmaat, my gesin, my vriende, my werksplek, my gemeente. Wanneer 'n mens op elke terrein van jou lewe in goeie verhouding leef, beleef jy sukses, groei en kan jy gelukkig wees. Maar as daar swak verhoudinge met mekaar bestaan, bring dit verwydering, wrywing, spanning en uiteindelik mislukking. Daaroor het ons reeds gister gelees in Filippense 2 vers 4. Julle moenie elkeen net na sy eie belange omsien nie, maar ook elkeen na die ander sin, en alles in Matteus 7 vers 12 wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. As herder van gemeentes oor 41 jaar, het ek agtergekom dat dit die een enkele beginsel is wat 'n gemeente en gesinne oneindige pyn, skeiding en smart kan bring. Terwyl daar baie redes is vir swak verhoudinge, wil ek graag begin deur jou aandag op die volgende te vestig. Satan is die outeur van gebroke verhoudings. Sy hele wese is om alles wat God mooi, rein en heilig geskaap het, te verwoes. Jy geweet dat Suid-Afrika pro rata die hoogste egskeidingssyfer ter wêreld het. Hy is die dief Satan waarvan Jesus in Johannes 10 praat, wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes. Ja, daarom is hy die verwoester van mooi verhoudinge. Hoe kry hy dit reg? Wel, in die eerste plek deur die mag van persepsies. 'n Persepsie is wanneer jy in jou hart glo of dink, iemand het iets verkeerd gedoen of gaan iets verkeerd doen, en jy reageer daarop sonder om eers vas te stel of dit werklik die waarheid is, of iemand het aan jou kom vertel wat 'n ander gedoen het, sonder dat jy vasstel of dit wat hy gesê het die waarheid is. My bekende voorbeeld hiervan is die man wat sy buurman sy grasnye wou gaan leen, en terwyl hy na hom toe stap, sê hy vir homself, my buurman is eintlik maar 'n synige ou, hy sal dit nie vir my leen nie, maar tog gaan ek hom vra, miskien is hy vandag in 'n goeie by, en so het hy met homself redeneer, totdat hy in die voordeur klokkie druk, en die buurman maak oop, en hy sê vir hom, hou jou ou grasnyer. Jy weet, iemand het eenmaal vir my gesê, alles en almal is teen my. Persepsies word in jou hart gebore, wanneer jy nie die waarheid gaan vasstel oor iets wat iemand vir jou oor 'n ander persoon of jouself vertel het nie. Jesus leer ons dat die waarheid ons vrymaak, en die waarheid moet eers vasgestel word, voordat jy iemand se woord goeds moets aanvaar of daarop reageer. Reeds in die Ou Testament in Deuteronomium 19 vers 15 word dit vasgestel en gesê dat geen enkele getuie 'n mens kan veroordeel nie, maar dat 'n saak op die woord van 2 of 3 getuies moet vasstaan. En hierdie bekende beginsel vind ons oral in die skrif, in Matteus 18 vers 16, 2 Korintiërs 13 vers 1 en Deuteronomium 19 vers 15 natuurlik. Jy weet, in Spreuke 6 lees ons dat die woord van God sê, daar is 6 dinge wat God haat en 'n 7de wat vir hom 'n gruwel is. En hy sê onder andere daar 'n leenagtige getong, met ander woorde mense wat leuns oor ander versprei, en een wat valse getuie leuns uitstoer en tussen medegelowiges tweedrag saai. Met ander woorde, iemand wat skinder. God haat iemand wat skinder. Kom ons eindig hierdie gedagte oor persepsies hiermee af vandag. Matteus 18 vers 15. As jy dink jou medegelowige het teen iets jou verkeerd gedoen, gaan na hom en praat met hom alleen. Dit is wat 'n kind van God behoort te doen. Ons reaksie mag nooit iets anders wees as wat die woord van God ons leer nie. Moenie reageer op 'n persepsie nie, op dit wat jy dink nie. Neem die moed en gaan sorteer dit uit, gaan praat met iemand, luister mooi na die persoon en besluit dan
wat die waarheid is. Here, mag U ons help, dat ons verhoudinge sal bou op die waarheid, en dat ons nooit sal toegee aan die mag van persepsies, wat deur Satan in ons hart gewerk word, om mekaar en ander se verhouding te vernietig nie. Dis ons gebed vanoggend in Jesus naam. Amen.